Wil ek vir u baie dankie sê vir die belangstelling, die tyd wat u ingekoop het en ook vir Fani, dat u ook vandag hier saam met ons kan wees. En ja, net so voor ek gaan begin ek is die baba in die Roux familie, die laat baba. Ek sê altyd vir die mense, nee, ek was so laat, ek het vir my broers gesê, oom. En as ek kyk na Fani se geboortedatum, 1941, dan kan ek vir hom sê, oom. So ek wil net vanmôre vir u sê, baie dankie en dankie vir elkeen wat bydrae gelewer het. Mag die Here vir julle baie ryklik seën en ja, om die baba te wees en ook die laatlammetjie te wees. Is nie altyd so lekker nie, want ek het my eie ouers begrawe, my skoonouers begrawe, meeste van my broers en my suster, so en nou ten slotte is dit nou Fani, so ek is nou alleen oor, en gister by die gastehuis vra iemand vir my, maar wie gaan jou begrawe? Ek sê, heerlikheid, ek het nie 'n baba boetie wat my kan begrawe nie, so, maar ek wil vanmôre net vir u sê, baie dankie vir u belangstelling. Kom ons staan, en dan gaan ons net open in gebed. Almagtige Hemelvader, wat 'n wonderlike voorreg het ons vanmôre om te weet dat die dood geen houvas op ons het nie. Here, en dan kan ek vanmôre sê, Here, dis hartseer vir die familie om te besef 'n geliefde het afgesterf. Maar ek wil vanmôre bid, Here, dat u ons ook hierdeur sal dra, want ons is nie hier vandag om Fani se dood te vier nie. Ons is hier vandag om sy lewe wat hy gehad het te celebrate en dan om eer te gee, Here, dat u hom tot hierdie jaar en hierdie ouderdom kon deurdra. En ons dink vanmôre in die familie, ja, wanneer dit gaan stil word en al die mense is weg en die huis word leeg, is dis dan wanneer die groot verlange gaan kom. Dis dan wanneer die groot gemis daar sal wees. En ek wil bid vir Esther en die kinders, Here, dat u hulle sal krag en sterkte gee in daardie kosbare en die wonderlike naam van Jesus Christus. Ons gee aan u al die eer daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie, neem u so lekker. Ek wil begin deur 'n teksvers wat vir my na aan die hart lê. Wil ek vanmôre net so 'n bietjie vinnig met u deel in Filippense, die eerste hoofstuk daar vanaf die 21ste vers. Hy sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe is 'n wins. Ek kan vanmôre vir jou sê dat die sterwe is nie die einde nie. Vir ons wat in Christus Jesus lewe, vir ons wat in hom lewe. Die Message Bybel sê, hy sê dat it is a bargain to die. Dis 'n voordeel om te sterf. Want die dood hou ons nie meer vas nie. Jesus Christus het 2000 jaar terug vir ons vrygekoop aan die kruishout en ook die dood vir ons vrygekoop. Fani, soos liggaam word begrawe. Maar Fani se gees leef voort in Christus Jesus. Ek kan vanmôre vir u sê met groot blydskap, kan ek vanmôre vir u sê dat die Here, as God vir ons is, wie gaan teen ons wees? Hy sê, maar as ek in die vlees moet lewe, vers 22, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie. Want ek word van weeskante gedring en ek verlang om heen te gaan en saam met Christus te wees. Want dit is verre weg vir my die beste. Hierdie lewe is 'n gejaag na wind. En julle wat hierdie groot waiers hier op julle koppe het, ons ken net sulke kleintjies daar by ons in Richards Bay. Dis net sulke klein bootjies wat staan op die kas. Ek sien julle het groot waiers. Dis geen wonder die winde waai so hierso nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, alles is 'n gejaag na wind as Christus nie in jou lewe is nie. Ek onthou my oorlede skoonpa het 'n plot gekoop in sy ouer jare
En hy begin om 'n huis te bou, 'n dubbelverdieping huis. En dan sê ek vir hom, pa, kan ek jou nie kom help bou nie, want as jy 'n pastoor is, dan kan jy kerke bou, jy kan alles doen. Hy sê, my kind, ek en ma wil dit graag met ons eie hande klaarmaak. En daardie dag het nooit aangebreek om klaar te maak. En toe ek by die hospitaal kom en ek sê, pa, wat van die huis? Toe sê hy, seun, dit het geen meer waarde nie. Ek en jy kan niks uit die lewe uit met ons saamvat, wanneer ons by Jesus gaan inwoon, behalwe dat ons gewas is deur die kosbare bloed van die lam nie. Ek wil jou vanmôre, wil ek vir jou bemoedig en te sê, as Christus vir jou is, wie gaan teen jou kan wees? Die skrif wat op die skerm is, hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Hy wat in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Dit is verre weg van my beter om by Christus te gaan inwoon. Hierdie lewe is 80, 90, 100 jaar. Dan is dit verby, as ons gelukkig is. Maar die ewige lewe is vir altyd. Ek onthou so 'n klompie jaar terug, was ek in Kaapstad en my kleindogter, sy het gesterf op die ouderdom van 3 jaar met leukemia. Daai kind het in oupa se hande gesterf. Letterlik die laaste asem uitgeblaas. En ek kon nooit vir 'n lang tyd oor dit kom nie. Want hoe kan die Here toelaat dat 'n 3-jarige kind moet sterf, terwyl sy die oogappel van haar oupa is? En ek onthou, later toe stuur my skoondogter vir my 'n videoklip. Ek onthou toe die dag in Kaapstad op die lughawe, op die vliegtuig klim, toe sê ek, Here, ek is klaar met jou. Lexie moes nie gesterf het nie. Ek gaan kerk toe, gaan terug Richards Bay toe, en gaan my bedanking insien, indien ek is klaar met die bediening. Ek het daar gekom en my vrou sê, papa, ons wees nie haastig nie. Ek het tyd laat gaan en my skoondogter stuur vir my 'n videoklip, terwyl hulle haar gevat het vir chemo, by een van die hospitale. Ek sy agter in die kinderstoeltjie gesit, en daar het 'n liedjie oor die radio gespeel, It is well with my soul, it is well with my soul. Onmiddellik praat God met my, en sê, met Lexie se siel, was dit wel gewees, wat van joune? En daar moes ek bieg, en ek wil amper sê, my kleindogter in haar afsterwe, het haar oupa gered, en hom weer teruggeplaas op die kansel. Wat 'n voorreg. En die Here sê, ek sal haar weer sien, en ek sal weer, julle gaan weer vir Fanie sien. Maar is dit wel met julle siel? Is dit wel met julle hart? Die lewe is soos 'n bordspel, wat by ons verbygaan. Dit het 'n begin, en dit het 'n einde. Hebreërs kom en hy skryf Hebreërs 9 vers 27, hy sê, en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Die oomblik wanneer ek en jy gebore word, word die uurglas omgedraai na ons sterfdag. Ons weet net nie wanneer daardie dag aanbreek nie. Dank die Here vir Fanie, wat in sy 80's kon gegaan het. Dis guns by God. Dis genade by die Here. Hy sê, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is,
om die sonde van baie weg te neem, vir 'n tweede maal sonder sonde verskyn, aan die wat hom verwag, tot saligheid. Dis vanmôre uitgemaak, ons gaan eendag sterwe. En ek en jy weet nie wat daai dag is nie. Dit mag dalk vanaand wees. Dit mag môre wees. Dit mag oor 20 jaar wees, of 50 jaar wees. Ons weet nie. Hoe is jou saak met God? Is it well with your soul? Dis die belangrikste. Ek kan vanmôre wil ek net hierdie gedagte by u los. Hy sê, en die weg na God is deur Jesus Christus, ons verlosser en ons zaligmaker. If Christ is not in your vessel, if Christ is in your vessel, you can smile at the storm. As Christus in my skuit is, kan die storms maar kom. Daai vrou by die gastehuis sê, die dood het op my geen hou vas nie. Ek is nie geplan om te sterf nie. En ek kon onmiddellik agterkom. Ek ken haar van geen kant af, ek het haar gisterand ontmoet. Ek ken haar van geen kant af nie. En ek kon agterkom, sy is 'n kind van Jesus. Want die Here leef in en deur haar en in haar lewe. Halleluja. Wat 'n wonderlike voorreg is dit vanmôre om net by die Here te kan stil raak. 1 Tessalonisense 4 vers 14 sê hy sê, want as ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het, dan sal God ook so na die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Hy sê, want die Here sal self van die hemel neerdaal met die geroep en die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, hulle sal eers opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolk weggevoer word. Die Here tegemoet in die lig, en so sal ons vir altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Hoe staan jou saak? Of kan ek die vraag omdraai? As dit vanmôre jou begrafnis sou wees, waar sou jy jouself vind? By Christus of ver van God af? Ek kan vanmôre net beklem, en ek dink nie dat my boetie sou gehad het dat ek 'n ander boodskap moes bring nie. Ek gaan nou so 'n bietjie iets vertel van hom. Maar ek glo Fanny sou graag dat ek hierdie boodskap aan u vanmôre moet oordra. In Korintiërs 15 vers 55. Hy sê, dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Hy sê, die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat ons oorwinning gegee het deur Jesus Christus. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. En dan maak ek klaar met die teksvers vanmôre. Hy skryf in 2 Timoteus, die 4de hoofstuk vers 7. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry. 'n ander gedeelte sê, I fought a good fight. Die lewe is nie altyd maklik nie, maar ek fight die fight. Ek moes 'n fight toe Lexie sterf, om myself
by die Here terug te kry, want ek het geloof verloor, as 'n pastoor in die bediening, het ek geloof verloor, want daardie kind moes nie sterf nie. Vandag is daardie kind my dryfkrag om aan te gaan, om haar weer te sien. Sy is my motivering, sy is die een wat my, oupa, go for it, ek dink Lexie staan by die Here en sê, oupa, go for it, go! Ek wil vanmôre vir jou sê, hoor die woord, hy sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, belangrikste van alles, ek het die geloof bou. Ek het die geloof bou. Verder is my weggelê die kroon van die geregtigheid van die Here, die regverdige regter, wat my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. En ek sluit af met die teks waarmee ek begin het. Want vir my is die lewe Christus, en die sterwe is 'n wins. Is die lewe vir jou Christus, dan gaan ook die sterwe vir jou 'n wins wees. Vir Boeta Fani is die sterwe 'n wins. Ek kan tog dit noem, toe hulle Lady Smith was, het hy 'n persoon saamgenooi na die PPK kerk binne in Lady Smith. En terwyl hulle daar is, toe kom hierdie persoon tot bekering, en daai persoon word toe 'n pastoor in die PPK. Hy is vandag die hoof van die finansiële hoof van die PPK Suid-Afrika, Dr. Pieter Eys. Fani en Esther het hulle na die kerk toe genooi op Lady Smith. Ek wil Lady Smith, miskien wil ek net so terugflits gee. Ek sê vanmôre vir Esther, toe hulle op in Johannesburg gebly het, onthou ek het Fani nog by die Campbells gaan kuier. Ek dink nie een van hulle leef meer dalk nie. Maar, en dat hy 'n motorfiets gehad, kyk die liefde, nee, in die winter, die liefde is groot, dat hy met die motorfiets gery, en dit was ver, ek weet nie hoe ver, ek was maar nog 'n choppertjie, ek dink hy het my net saamgevat om sy rug warm te hou in die winter, dis alkom ek op die motorfiets moes saamgaan. So ek dink dit was so gewees. En as daar iets is wat ek kan terugdink aan daardie tyd, was juist daai motorfiets en vir die Campbells gaan kuier het. Ek weet nie eens waar dit was meer nie. En toe het hulle afgetrek Lady Smith toe en daar betrokke geraak by die kerk en betrokke geraak by die bediening daai kant. En ek het altyd die vakansies vir hulle gaan kuier. My ma het my op daai jare kon jy nog op die trein gesit word as 'n jong kind en veilig aan die kant uitgekom. Dan het hulle my kom haal op die stasie en ek vakansies daar in Lady Smith gekuier. Min geweet dat Lady Smith sal jare daarna my eerste gemeente word. Dis nou in Natal, nie Lady Smith Kaap nie, Lady Smith Natal. So my eerste gemeente geword het. Waar ook ons die lekkerste tyd in die Here kon geniet het. En, maar een ding moet ek tog net sê, want ek het gedink ek wil dit vanmôre net so 'n bietjie oordra. Lydia, sy sit vanmôre hier. Sy was, ek dink sy was skreeuend gebore en sy het nooit opgehou nie. Sy kon huil vir niks. En ek onthou Esther hulle het eendag moes hulle dorp toe gaan. En ek en Nico en Lydia is by die huis, maar Lydia hou aan met huil. En ek en Nico, dis nou die oudste sien wat nou nie vanmôre hier kan wees nie. Gryp toe 'n streepsak, sit daar binne in 'n streepsak, knoop hom toe, hang buitekant in die dak wat so oorhang, oor die balk, trek haar op, seker so hoog van die grond af, aan die ander kant van die huis wat ons daar nie gaan hoor nie. Ek onthou toe Esther van die dorp afkom, was hulle bitterlik kwaad geweest vir ons,
dat ons nou vir Lydia in 'n streepsak toe opgehang het aan die buitekant van die huis. Maar ja, sy dalk van daar af het sy dalk 'n bietjie beter geword, ek weet dit nou nie. Dit was net so 'n bietjie 'n insig van wat ons gedoen het. Ek was nie altyd 'n pastoor nie, ek onthou op Lady Smith in die rivier, die Black Rock rivier, daar voorby een van die tempels gegaan. En altyd het hulle nog daar bo gestaan en hulle nou hulle gebede gedoen daar bo met 'n luidspreker. Dan het ons in die rivier, ek en Nico in die rivier gegaan met ketties met marbles. En dan was terwyl hulle nou besig was om hulle gebede te bid, het ons hulle met die ketties uit die rivierbanke uitgeskiet en jy het gehoor wanneer hy raak is. Die stemtoon het opgegaan. Ja, ek was maar 'n stilsietjie gewees. Dat die Here my bewaar het tot hierso, dis net genade. Maar nou wil ek vanmôre vir jou vra, in afsluiting. Vir my het die lewe Christus geword. As ek van nou hier doodgaan, gaan ek by Jesus inwoon. 'n sekere jong man stap eendag in my kerk in. Op 'n Sondag aand. Die evangeliediens het uitgegaan en die uitnodiging kom gee jou hart vir Jesus. Maak jou saak reg met God. Jy weet nie wanneer jy gaan sterf nie. Maak jou saak reg. En hierdie jong man gedink, daar's baie tyd. En terwyl die uitnodiging nog gaan, toe sien ek, hy gryp sy valhelm, loop by die kerk uit, spring op sy fiets en ry daar in die straat af, net aan die onderkant van die straat, draai 'n taxi voor hom in en hy het sy botsing gehad met die taxi. Toe ek by die hospitaal kom by hom, om met sy siel te deel, want hy het nie gereageer in die kerk nie. Toe ek was sy siel deel, toe gryp hy my hand so vas, hy sê, pastoor, gaan sê dit by my begrafnis. Toe ek God kon dien, toe wou ek nie. En nou dat ek hom wil dien, kan ek nie, en hy blaas sy laaste asem uit. Ek kon nog nie eers met hom deel oor sy saligheid nie. Hoe staan jou saak in die Here? Is jy betrokke in 'n kerk? Is jy betrokke met die Here? Is jy betrokke met God? Want vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Is dit vir jou ook? Kom ons bid saam. Abba Vader, onse Vader, hoe erg moet dit wees om my lewe deur te gaan en op die einde uit te vind, ek het U gemis. Alles gejaag na niks. Ek bid vanmôre, o Heilige Gees, dat U deur U groot genade ons oë sal oopmaak om te besef, daar is 'n God in die hemel. Om te besef, daar is lewe na die dood. Vir Fani het sy aardse lewe gestop, maar hy lewe voort. Hy is nie hier nie, hy lewe voort. Vader, mag hierdie woord vanmôre ons harte raak, om te kan weet, dat ons nie sonder U kan sterf nie. Ek bid dit vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons staan op, ons gaan 'n lied sing tot eer van die Here, welbekende lied. Dit sal op die skerm wees en kom ons staan en sing ons dit heerlik saam.
lees ek net die begrafnisbrief. Stefanus Johannes Roux, jy sal sien, daar is net 'n foutjie van ingesluip het, wat nie te erg is nie, want dit my broer jonger as ek gemaak, so hy voel goed en ek voel nie so goed nie. Hy sê, hy laat my, hy laat na sy vrou Hester, seun Nico Roux, Gerard Roux, Anton Roux, dogter Lydia Roux, sy broer Henny Roux en 'n wye vriendekring. Baie dankie dat u vanmôre saam in die huis van die Here was. Ek gaan net vra dat u net u sitplek neem net vir die bedankings en dan net 'n of twee reëlings vir na die tyd. Is daar iemand wat die bedankings gaan doen? Dit is so gereeld. Goed. Ek wil ook namens die familie net vir u sê baie dankie. Mag net vreugde met u bly. Mag die vrede van die Here op u sy. Vir almal wat bydraes gelewer het, vir almal wat ondersteun het, vir die begrafnisdienste, vir die mense ambulansdienste. Ek het gehoor daar was goeie kommentaar gelewer van hulle. Baie dankie vir die pastoor, hulle wat ons die kerk beskikbaar gestel het. Mag die Here hierdie gemeente seën. Ek was heel opgewonde toe ek hier binne instap. Dis 'n pragtige gebouetjie en julle kan gerus kom luister. Ek het hom gesien op Facebook. Hy kan. So kom besoek hom hulle gerus en mag die Here hulle ook seën. Amen. En vir al die ander wat van ver gery het, mag die Here julle ook ryklik seën. Gaan nou nie myself bedank nie. Maar die Here seën julle. Kan ons op daar's verversings gereël en nou gaan een van julle my, wil jy nie gou vir my hier kom die adres gee nie. Ek weet jy gaan nou skaam wees, maar wees braaf. Ek wil staan hier naby my. Julle, dit is by 27 die Sandstraat, Panorama. As jy opgaan Woodlands se kant toe, dis net daar bo by Woodlands. Daar is 'n link ook, of 'n pin location vir die wat wil weet waar dit is. Nou weet julle presies waar jy moet gaan. Ek het geen cooking clue nie. Ek gaan maar net agter iemand aanry om daar te kan wees. Amen. So, baie dankie julle, baie dankie vir julle moeite, dankie vir julle tyd, dankie vir julle opoffering. Hester, sterkte. Ek weet, die lang huil kom nog. Wanneer almal weg is in die huis is stil. Maar dis wanneer God jou deurdaag, dis wanneer die Here jou sterk maak. Dis wanneer God jou gaan seën. Amen. Wees sterk, ons bid vir julle. Kom ons staan en ons sluit af in gebed. Hemelse Vader, om totsiens te sê is nooit lekker nie. Maar ons sê vanmôre vir Fanny Roux vaarwel tot ons weer sien. Mag genade en vrede met elkeen van ons wees, dat ons ook kan gaan inwoon by die Vader. Bid vir hulle, Here, wat op die pad gaan wees nou en gaan ry, hulle wat dalk ver gery het, Here, dat U elke voertuig sal beskerm, dat U elkeen sal toevou met genade. Ons gee aan U al die eer en die lof en die aanbidding in die kosbare naam van Jesus Christus. En ons dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Ek wil net die klank maar daar agter sê baie dankie. Jy was awesome geweest. En hy het ons uit groot moeilikheid uitgehelp. En baie dankie ook vir jou hart. Baie dankie. Ons gaan vra dat Hester eers sal gaan en dan kan ons net julle maar agter iemand aanry of seker maak julle het die regte adres. Die Here seën jou.